Vriende, ons gaan saam lees vanaand uit Handelinge hoofstuk 9 en net so 'n kort gedeelte wat ons lees. Aan die begin van Handelinge 9 lees ons natuurlik van Saulus se bekering, baie interessante verhaal mos daar op die pad na Damaskus en toe ons sluit nou eintlik aan by die verhaal net na daardie gebeure waar hy met die Here Jesus 'n ontmoeting gehad het, as ons saam lees vanaf vers 26 hoofstuk 9. Toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was bang vir hom, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel is nie. Barnabas het hom egter gaan haal en na die ander apostels geneem en vir hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus met vrymoedigheid in die naam van Jesus gepreek het. Saam met hulle het hy in Jerusalem gekom en gegaan en met vrymoedigheid in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Helleniste gepraat en geredeneer, maar hulle het hom probeer doodmaak. Maar toe die broers dit agterkom, het hulle hom na Caesarea geneem en na Tarsus weggestuur. Die kerk dwarsdeur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontzag voor die Here geleef en met die bemoediging van die Heilige Gees het hulle getalle toegeneem. Ons lees net tot sover. Vriende, ek wil begin deur vir u 'n verhaal te vertel, wat iemand vir my vertel het wat 'n hele paar jaar gelede in Nieu-Seeland gewoon het en toe hulle nou in Nieu-Seeland gewoon het, het hulle een keer gelees van 'n verhaal van iets wat gebeur het by 'n skool en dalk het julle die storie dalk al gehoor, dat by hierdie spesifieke skool het van die tienermeisies die gewoonte vir hulle self aangeleer om sommer net vir die snaaksigheid, wanneer dit pausetyd is, dan gaan hulle na die badkamer toe en dan vat hulle lipstifie en smeer dit aan hulle lippe en dan soen hulle teen die spieël van die badkamer. Sulke lekker soenmerke teen die spieëls. En natuurlik om dit skoon te maak was chaos geweest. Die skoonmaker, dit was vir hom baie moeilik om die soenmerke af te kry van die spieël. En die skoonmaker, baie ontsteld, gaan toe na die skoolhoof en vra vir die skoolhoof om asseblief met hierdie meisies te praat en net vir hulle te sê, hulle moenie dit doen nie, dis verskriklik moeilik vir hom om dit skoon te maak, dis nou 'n grappie vir hulle, maar dis vir hom eintlik baie erg. En nou weet jy, ons nou op 'n sekere fase van 'n mens se lewe, as iemand vir jou sê, moenie dit doen nie, dan doen jy dit juis, en die volgende dag was daar net soveel meer soenmerke toe nou op die spieël. Die skoonmaker gaan toe weer na die skoolhoof toe en sê, meneer, kan ek asseblief op my eie met hierdie meisies praat? En die skoolhoof sê, dis reg, en hulle reël toe, en een pause kry hy toe nou vir hulle almal, die meisies daar in die badkamer, so groot kommunale badkamer, soos wat mens nou maar kry in skole, en hy sê vir die meisies, ek wil net vandag vir julle wys hoe moeilik dit vir my is om hierdie soenmerke van die spieël af te kry. En wat hy te doen, hy vat toe sy mop, so gewoon 'n ou mop, en hy stap na die toilet toe, en hy druk sy mop in die toilet, en met die mop stap hy na die spieël toe, en begin die spieël so skoon maak, en sê vir hulle, sien julle hoe moeilik dit is vir my, om hierdie soenmerke af te kry. Nou, jy kan nou dink, daar was nooit weer enige soenmerke op enige spieël in daai skool se badkamers nie. En nou die koerant wat hieroor berig het in Nieu-Seeland sluit dan die verhaal so af met die baie aangrypende sinnetjie en sê, this is the difference between teaching and education. Bedoelende die skoolhoof het hulle dalk geteach, maar die skoonmaker het hulle dalk educate, onderrig dat hulle gedrag verander het, dat hulle dinge anders begin doen het. En miskien het hy dit beter reg gekry, want hulle gedrag het regtig verander. Wat is nodig dat ons gedrag verander, sodat ons anders dink oor iemand anders?
wat is nodig wat aan ons moet gebeur, dat ons ook nie net dit wat ons soveel keer al geleer het, maar ons steur ons nie daaraan nie, dat daar regtig 'n verandering kom. Iets daarvan sien ons in hierdie verhaal in Handelinge 9 waar Barnabas op 'n besondere manier ingegryp het nadat Saulus tot bekering gekom het. Want wat hier gebeur, waarvan ons nou gelees het, is dat hierdie ontmoeting van Saulus op die Damaskuspad met die Here Jesus was 'n radikale keerpunt in sy lewe, maar nou het hy begin en hy wil nou by die ander apostels aansluit, maar hy kry dit nie reg nie, want hulle kan nie glo dat hierdie man wat nou net, en ons lees daarvan in hoofstuk 8 van Handelinge, wat nou net pas van tevore het hy hom daarvoor beywer om die Christene dood te maak. Nou sê hy skielik, nee maar, Jesus het aan hom verskyn, het met hom gepraat, en nou moet hulle hom glo, dat hy nou nie meer vir hulle wil doodmaak nie, hy's nou deel van hulle groep. En dan is dit nodig dat die Here eintlik hier ingryp en iemand stuur wat hulle kan onderrig, dat hulle skuif in hulle denke, en dis nou waar Barnabas inkom, en wanneer Barnabas dan nou hier by Saulus aansluit, dan voorsien die Here eintlik op 'n baie kosbare manier vir Saulus 'n veilige ruimte. Dat hy hom nader trek aan die geloofsgemeenskap, dat hy hom intrek in die kringetjie van die apostels, en die Here voorsien eintlik hierso op 2 vlakke vir Saulus, en dit is op 'n persoonlike vlak. Hier kom iemand, sy naam is Barnabas, en hy luister na Saulus se storie, hy neem hom ernstig op, hy raak persoonlik betrokke, en hy gee 'n stem aan iemand wat 'n roeping van die Here ontvang het, maar dan ook voorsien die Here op 'n gemeentelike vlak, want Barnabas tree tussen beide en stel vir Saulus bekend aan die leiers van die kerk. Maar hierdie dat hy vir hom 'n ruimte gee, dat hy regtig na hom gaan luister, ek dink hier sien ons iets van die pad van die Gees, dat die pad van die Gees in baie gevalle 'n pad is wat saam met gasvryheid gaan. Dat om te gaan luister na iemand se storie, om tyd te maak en in 'n ruimte vir iemand die geleentheid te gee om regtig sy hart, haar hart oop te maak, daar gebeur iets baie kosbaar. En dan sien ons dat Barnabas het natuurlik besef dat die gemeente is bang vir Saulus, maar dis nie omdat hulle enige ander rede gehad het as maar net die klomp stories wat loop rondom Saulus nie. Hulle het nodig gehad om te onderskei, en hy, wat Barnabas was die een wat daar vir die vroeë kerk moes help in hierdie onderskeidingsproses. En gasvryheid, as ons net dink aan die hele gedagte van gasvryheid in die vroeë kerk, was natuurlik baie nodig, want die vroeë Christene het baie gereis, en dan weet ons natuurlik van die sendingreise van juis Barnabas en Saulus, en dit was baie keer gevaarlik. En dan was dit vir die gelowiges moeilik geweest om by herberge oor te bly, want dit was baie keer net onbetroubaar. En daarom was dit nodig dat die ander Christene hulle huise moes oopstel, sodat hulle vir mekaar kon versorg. Maar dan, en hier dink ek, kom ons by iets wat baie belangrik is, en ek gaan so 'n paar punte dat ons net daarna kyk en hierby stil staan. Vriende, ek dink in gasvryheid kom die liefde vir God en die liefde vir die naaste by mekaar. In gasvryheid kom die liefde vir God en die liefde vir die naaste by mekaar. Ons weet die Bybel sê vir ons, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself, maar ware gasvryheid kom nog en sit nog 'n vraag by, en die vraag is nie dan wie is my naaste nie, maar eerder soos wat Jesus gedoen het met die verhaal wat hy vertel het in Lukas 10 oor die barmhartige Samaritaan, eerder om te vra, vir wie kan ek 'n naaste wees? Vir wie kan ek daardie persoon wees? Daar's 'n skrywer met die naam Adele Calhoun, sy beskryf gasvryheid so, en ek gaan die sinnetjie lees, to be a safe person who offers the grace, shelter and presence of Jesus. To be a safe person who offers the grace, shelter and presence of Jesus. Dis wat Barnabas hier gedoen het. Hy het 'n ruimte geskep waar iemand anders
iets kon ervaar van die Here Jesus se aanvaarding. En dan die derde punt wat ek wil uitlig is dat ek dink nogal vriende dat ware gasvryheid is liefde vir die vreemdeling, maar ook plek maak vir God se verrassings. En wanneer mens nou oor hierdie dinge nadink, dan op 'n punt kom dit baie naby aan mens self, want dan moet jy vir jouself afvra, maar is ek self ook iemand wat hierdie gasvryheid leef? En wanneer ons dink aan gasvryheid in 'n gemeentekonteks, dan natuurlik is wonderlik dat al die goed wat ons doen, ons kom by mekaar en ons drink koffie en ons hou bazaar en ons is gesellig, maar die gasvryheid wat hier te sprake is, gaan eintlik daaroor om my hart te kan oopmaak vir iemand anders wat nie deel is van ons gewone groepie nie. En in daai oomblik die moontlikheid te laat dat die Here my daardeur gaan verras. Ek het vanoggend so vinnig verwys na Msinga en ek wil terugkom na 'n verhaal en iets wat gebeur het toe ons daar was so 'n paar jaar gelede om iets van dit te illustreer. En dit het gebeur op 'n dag dat ons groepie saam met van die kerkleiers so van bedieningspunt na bedieningspunt gery het en iewers kom ek toe agter, maar by die een kerkie waar ons is die vroue die heeltyd doenig besig om water by mekaar te maak en dan bring hulle dit met emmers en sulke groot dromme wat hulle in die voorportaal van die kerk ingooi. En hoe meer hulle daarmee doenig is, hoe meer raak ek nou so half ongemaklik. Waarmee is hulle besig? Ons kom kuier vir hulle. Al die mense wat ons so ver gesien het, is verskriklik gasvry besig met iets terwyl ons daar by hulle is. En ek vra toe op 'n stadium vir die mense, maar waarmee is hierdie groep vroue besig wat heeltyd die water gaan haal, juist toe ons nou hier by hulle kom kuier? En hulle verduidelik toe vir my, maar daai spesifieke area in Msinga in KwaZulu-Natal, daai klein nedersettingkie waar ons toe daai dag was, het net een keer elke 14 dae water. Wanneer daar watertrok kom en die water aflewer, en dan moet die mense genoeg by mekaar maak vir hulle eie huishoudelike gebruik, en hulle bou ook hulle eie kerkie, hulle maak hulle eie bakstene, so hulle het water nodig vir die proses. En ek dink toe by myself, wat kan dit wees? Is daar nie iets wat ons kan doen? Is deel van ons gasvryheid terug aan hulle wat ons nou ontvang, nie om daai ruimte te skep dat ons iets kan doen om die situasie op te los nie. Ek dink toe by myself, maar moet ons nie reël, ons moet altyd planne maak, moet ons nie maar net reël dat iemand kan kom en boorgate sink en ons maak 'n plan. En toe sê iemand vir my, maar jy moet nou baie versigtig wees. Daar in daai area, dis 'n baie interessante konteks en daar's verskillende, laat ek nou maar die woord gebruik, tribes binne die Zulu kultuur en in die families daar. En jy kan nie sommer kom planne maak namens hulle nie. Jy moet mooi gaan sit en luister wat hulle behoefte is, wat hulle wil hê. Is dit alle waar hy sien ons baie keer foute maak? Juist omdat ons dink ons het dan nou al die antwoorde. Ons weet wat ons nou moet doen. Ek weet wat ek daar vir my buurvrou moet sê of my buurman en dan gaan alles net weer reg wees. Gasvryheid wat ek leer in hierdie verhaal en in Barnabas se optrede is daai sensitiwiteit om oop te wees dat jy luister en regtig waarneem wat jou broer of suster of die vreemdeling vir jou sê. En in dit is daar iets van God se verrassings wat deurbreek. Maar ek wil dit nog 'n bietjie nader bring aan almal van ons. En ek wil vra, dink gou 'n bietjie by jouself, as ons nou dink aan praktiese maniere hoe om gasvryheid uit te leef. Dink bietjie by jouself, wie is daar in jou lewe of was daar vroeër jare in jou lewe wat regtig vir jou so veilige ruimte gegee het? Wie is daar in jou lewe wat vir jou daardie gasvryheid bewys het, dat jy geweet het, hier voel ek tuis, hier voel ek kan net myself wees. Dalk is dit iemand wat jy nou ken, dalk is dit iets van lank gelede, ek onthou dat ek het, toe ek klein was, ek het 'n tannie gehad, 'n tante in die familie, en altyd wanneer ons by haar was, die manier hoe sy na mense kon luister, het ek net geweet, sy stel regtig belang, ek klein laitie in wat ek nou gaan sê.
Ek het gevoel, ek is welkom in haar huis. Sy het nie net haar huis oopgemaak nie, sy het haar hart oopgemaak. En wanneer ons nou dink aan daai persoon, dan wil ek dit nou omdraai, soos wat Jesus ook gedoen het met die verhaal van die barmhartige Samaritaan, is eintlik maar vir wie moet ek dalk daai persoon wees? Vir wie moet ek daardie persoon wees aan wie ek, soos Barnabas vir Saulus, ruimte gaan maak, sodat hy of sy veilig kan voel? Ek hoef nie vir julle te vertel nie, ons leef in 'n wêreld waar mense baie diep seer en trauma mee saamleef. Baie dinge wat gebeur om ons in ons gemeenskappe ontstel ons. Vir wie kan ek daardie persoon wees, vir wie ek daai ruimte skep, dat hy of sy net by my kan kom wees? Want ek dink dit begin daar. Dink dalk net eers aan die bekende persoon vir wie jy dit kan wees, voordat ons nou later kom by die vreemdeling vir wie ons dit ook moet wees. En hierdie is nou 'n uitdaging vir ons vir hierdie week, as ons so saam reis deur Handelinge. Ek wil jou ook uitdaag om bietjie te beplan vir 'n tyd om verras te word deur die Here. Om dalk vanaand, wanneer ons nou 'n oomblik gaan gee vir stil word, te bid, sê Here, maar wil U nie vir my kom verras en vir my wys wie die persoon of persone is, nie net my huis nie, maar my hart, vir wie ek my hart moet oopmaak. Dat ons sal bid met die verwagting dat die Gees ons sal leer, maar meer as net leer woorde wat ons hoor, dat hy ons sal verander, educate, dat ons anders sal wees, sodat sy naam verheerlik mag word. Ek wil so 'n oomblik gee en ons gaan 'n tydjie gee vir stil gebed, waar ons net bietjie daaroor nadink. En wees gereed daarvoor dat die Here dalk, dis dalk nie nou hier in die erediens nie, dis dalk by die huis of vannag as jy lê en slaap. Dit gebeur met my baie keer as ek wakker word in die nag, dan lê ek 3 uur die oggend en dan dink ek aan iemand. En dan weet ek, hoekom sal ek nou aan daardie persoon dink? Iemand anders het dit nou die dag met my gedoen. Toevallig, 'n week gelede het iemand vir my 'n boodskap gestuur en gesê, maar hy het my sien stap op by die skool toe ek my kinders gaan oplaai het. En hy wil net vir my sê, hy dink ons moet 'n slag by mekaar uitkom. Ons moet net 'n slag bietjie saam koffie drink. En ek het gedink, joh, dis eintlik regtig, ek het eintlik daai oor van daai vriend nodig wat weer bietjie na my kan luister. Vir wie kan ek daai persoon wees? 'n Laaste gedagte voordat ek oomblik gee vir stil gebed. Natuurlik as ons dink aan gasvryheid, dan moet ons daaroor praat dat in ons konteks in Suid-Afrika veral was daar mos vroeër al baie kere gevalle gewees van xenofobie, die vrees vir die vreemdeling. Die mooi woordjie wat in Grieks eintlik gebruik word is philoxenia, die liefde vir die vreemdeling. En ek dink die boublokkies daarvan begin dalk waar ek net eers lief is hier vir my mense wat ek elke dag sien, by wie ek dalk nie uitkom nie omdat ek te besig is. En daarom is dit my gebed dat die Here nie net daai persone aan wie ons nou dink nie, maar uiteindelik ook die vreemdeling vir wie ons hart moet oopmaak, dat die Here vir ons sal begelei daarin, dat ons gehoorsaam kan wees aan hom. Kom ons gee so 'n oomblik, ek gaan so 'n paar minute gee vir stil gebed, dink 'n bietjie na oor die persoon wat aan jou gasvryheid en liefde bewys het, wat van die Here af gekom het, en vir wie jy daarna sal ek vir ons 'n gebed doen.